Nuwe Testament. So ek dink ons het laasweek baie dieselfde gedoen, die oggend Ou Testament en die aand Nuwe Testament, en hier is ons nou weer by dieselfde gedagte, en vanaand blaai ons dan na Galasiërs. Galasiërs 6. As 'n mens na die boek Galasiërs kyk, sal sekerlik die bekendste gedeelte, die gedeelte net voor hoofstuk 6 wees, daarvan hoofstuk 5 vers 16 af, wat gaan oor die gees en die vlees, en dan die werke van die vlees, en uiteindelik die vrug van die gees, wat ons baie goed ken. En dan kom ons daar by hoofstuk 6, en dit is dan laaste vermaninge, wat hy so aan die gemeente kom meedeel. Maar ek gaan vra voordat ons dit lees, kom ons buig net eers die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand hier kan wees met u woord geopen, reg om u woord te hoor. Here, en ons het 'n verwagting. Elke keer as ons na u woord toe kom, elke keer wat ons die Bybel oopmaak, dan het ons 'n verwagting, Here, om u stem te hoor en ook om u leiding te kry op ons lewens en op verskillende fasette so van ons lewe. En so ook vanaand, Here, ons is reg om hierdie gedeelte te lees, Here, maar met die begeerte dat u vir ons sal leer vanuit u woord, dat u vir ons sal wys hoe ons moet leef, dat u as daar dinge in ons lewens is wat u nie behaag nie, Here, dat u dit sal regstel en dat ons terug op die manier moet wees, terug in die status moet wees waar ons moet wees voor u. Sonder sonde, Here, soos wat Paulus gesê het, soos wat hy hom uitstrek, asof hy dit kan kry. En so bid ons, Here, dat u dan deur u woord vanaand met ons sal praat en ons op daardie plek sal bring. Maar so bid ons ook, Here, vir ons gemeente, en ons dankie dat ons hierdie geleentheid het, dat ons vir mense kan intree, Here, en so dink ons aan elke naam op daardie gebedslys. Here, dat u met elkeen sal wees, dat u vir hulle sal dra, dat hulle u nabyheid sal ervaar, en dat hulle sal weet, u is nog steeds met hulle. Here, soos wat ons laasweek in Psalm 23 gesien het, Here, u is daar met 'n mens, selfs deur die dal van doodskade. En ons bid, Here, dat hierdie mense wat miskien onder moeilike omstandighede is, dat hulle u nabyheid sal ervaar. Ons bid ook so vir Tannie Laleen, Here, en veral nou met die gedagte van hulle weet nie wat voorlê nie, en hulle weet nie wat om te doen nie, Here, dat u met hulle sal wees, dat u vir hulle sal dra, Here, en dat u ook daardie liggaam sal aanraak, dat daar beterskap sal wees, dat daar verligting van pyn sal wees, en dat u so sal deurdra. Here, en baie, baie dankie, dat ons u ook kan vertrou vir die fisiese dinge, Here, dat u aan die kruis gesterf het vir ons geestelike lewens, dat ons die kinders kan word, dat ons daar kan wees, maar leer Jesaja vir ons, dat u ook vir die krankhede aan die kruis gesterf het, en daarom kan ons bid vir mense se genesing, Here, en deur dit kan ons weer net u naam groot maak. Here, hoe wonderbaar is u nie, dat u ook die groot geneesheer is, en ons dankie vir hierdie feit. Here, ons bid ook so vanaand vir elke ander een wat siek is, wat verkoue het, wat griep het. Ons dink aan mense wat onder moeilike omstandighede is, wat 'n uitkoms soek, en ons bid so vir elkeen van daardie mense, dat u ook met hulle in hierdie tyd sal wees. En ons bid, Here, dat u ons gemeente sal versterk deur u woord, dat ons 'n geesvervulde gemeente is, Here, wat ons liefde, wat ons vir u het, dat ons dit sal uitleef in ons daaglikse lewens. En ons bid, Here, dat u ons gemeente sal seën, en dat u ons gemeente sal laat groei om meer kragtig u woord uit te dra na buite toe, Here, om ook die sout en van die aarde, die lig van die wêreld te wees hier in ons gemeenskap. En saam met dit, Here, bid ons vir die redding van verlore siele. Here, as ons net dink, as die woord vir ons sê, watter gejuig daar in die hemel is oor een siel wat by u toegebring word. Here, wil ons kom bid dat dit sal gebeur op 'n daaglikse, gereelde basis, dat u siele uit genade sal red. En ons bid dit vir ons gemeenskap. Here, soveel mense
wat doelloos deur die lewe beweeg, wat miskien nie weet watter kant toe nie, wat dink hulle is reg terwyl hulle nie is nie. En ons bid, Here, dat U in ons gemeenskap mense se siele sal red uit genade uit. Here, wees dan ook so met ons wat hier by mekaar is en seën ons deur die woord en wees ook met elkeen wat dit sal aanhoor, of dit nou op die sosiale media platforms is, of hoe ook al dit sy, bid ons, Here, dat U met hierdie woord sal wees. En sê ons ook dankie, Here, vir elke voorreg wat ons as gemeente het, dat ons die woord van waarheid kan oopmaak, dat ons 'n kerk gebou kan hê, dat ons alles wat ons hier het, Here, is 'n geskenk vanuit U hand, en ons dankie daarvoor, Here. Wees dan vanaand met ons, en ons rig op ons oë op U, en ons is wagtend op U woord. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons lees dan Galasiërs 6 en ons gaan van vers 1 af lees tot en met vers 18. Dit begin dan daar by vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond verroem hy alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie, want elkeen sal sy eie pak dra. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees, broeders. Amen. Ons lees dan net so ver vanaand vanuit die woord van die Here. En terwyl ons die hele gedeelte gelees het van vers 1 tot vers 18, gaan ons fokus wees op vers 7 tot vers 10, net daardie kort gedeeltetjie, en dan die vers wat ek vir u vanaand aanhaal as ons teks van oordenking is vers 7. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En praat ons vanaand oor die gedagte, die saai en maai beginsel. Nou ons as Afrikaners sê dit baie keer, wat jy saai sal jy maai, maar dit is nie sommer net 'n spreekwoord nie. Dit is, soos ons nou gesien het in Galasiërs 6 vers 7, dit is 'n Bybelse beginsel. En nou kom 'n skrywer, en Charles F. Stanley, en hy sê iets bekend en iets interessant oor hierdie beginsel. Hy sê, jy maai wat jy saai, sê hy presies daar wat die woord sê, maar dan sê hy ook meer as wat jy saai, en later as wat jy saai. So hy kom vat
die landboubeginsel en hy kom voeg dit nou hier by dit wat hier vir ons in hierdie gedeelte geleer word en dit wat natuurlik die gedagte was, want ons praat baie keer oor as ons iets lees dan het ons nie noodwendig die hele siening wat hulle in daai tyd gehad het nie, maar daar as dit vir hulle gesê is, kon hulle net kyk na die landerye rondom hulle en hulle het dadelik geweet waarvan gepraat word. So daaruit, uit daai landboubeginsel uit, 'n mens saai en dan maai jy meer en jy maai later as wat jy saai. En as ons nou maar net dink aan die landbou, hulle saai daai klein korreltjies en hulle oes nie net weer enkele saadjies nie, daai saadjies ontkiem ons nou en groei en dan oes hulle koring of wat ook al die saadjies was en hulle oes meer as wat hulle saai, later as wat hulle saai. En hulle haal dit ook nie dadelik weer uit nie. Ons nou dink 'n boer ploeg nou mooi sy lande en hy saai en dan as hulle klaar gesaai dan gaan haal hulle weer al die saadjies uit. Dit sal ons nou nooit duld nie. So hulle wag geduldig en later dan begin die koring of die canola te groei. Dit is nou so mooi tyd hier ook in die Weskus. Ons so ry dan sien ons die koring en ons sien die geel van die canola begin deurkom en ons sien hoe groei die goed en hoe begin dit nader aan 'n oestyd beweeg. Nou dis treffend, maar dit is ook, soos ek sê, 'n Bybelse beginsel wat Galasiërs hier vir ons kom uitlig, want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Maar nou wanneer hierdie gedeelte geskryf word en wanneer Paulus dit nou aan die Galasiërs skryf, is daar al klaar 'n hele brief wat hy aan hulle geskryf het voor hy hier by die laaste vermaaninge kom. So ons moet weet, wat het gebeur? Wat is die konteks van die boek? Wat het hy aan die Galasiërs geskryf? Wat staan uit? Wat was die probleem gewees toe hy aan hulle geskryf het? So ons kan net so bietjie daarin delf en kyk, maar wat is die agtergrond? Wat is die konteks van hierdie boek? Nou ek wil net begin deur te sê 2 Timoteus 3 vers 16 sê ons vir ons die hele skrif is ingegee en dis nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. En dan baie keer kan 'n mens die Bybelboeke so indeel. As ons dink aan daar's boeke wat is tot lering, as ons dink aan Romeine, 'n baie sterk boek oor lering, as ons dink aan weerlegging, teregwysing, onderwysing, dan is daar verskillende boeke wat jy hier kan inpas. En as 'n mens sou Galasiërs hierby moet inpas, sal ons sê dit is 'n boek van weerlegging. Daar was verkeerde sieninge gewees, verkeerde dogma, en Paulus kom stel dit reg. En dit begin by Galasiërs 1, en ek weet ons het al oor die gedeelte gepraat, waar hy vir hulle sê, julle het afvallig geraak na 'n ander evangelie toe. So hulle het afgedwaal, en hulle paaie en hulle sieninge en alles moet reggestel kom word. Nou die Galasiërs het 'n groot probleem gehad, hulle het 'n groot verkeerde siening gehad, en dit het eintlik 2 uiteenlopende effekte gehad. En die eerste van daardie effekte was, hulle het wetties geraak. Hulle het weer erg wetties geraak. Paulus skryf in Galasiërs 4 vers 5, hulle het weer dae en maande begin waarneem. In vers 5 sê hy, hulle wou geregverdig word deur die wet. Vers 5 en 6 sê hy, hulle het begin vashou aan die besnydenis. En in hoofstuk 4 sê hy, hulle het die evangelie vervang met die wet van Moses. So hulle beweeg na reëls en regulasies toe en nie na die vryheid in die Here Jesus Christus in die evangelie nie. En hy weerlê dit en hy leer vir hulle, hy sê in Galasiërs 2 vers 21, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterf. So hy sê, Christus is daar om die wet te vervul. As die wet daar was om mense te regverdig, dan was Christus nie nodig. So die vryheid is deur Christus. So hulle eerste groot fout wat hulle gemaak het, was wettisisme gewees. Die tweede groot fout wat hulle gemaak het is, hulle het sondige lewens gehad. Gruwelike sondes. As ons kyk na hoofstuk 5 wat hy vir hulle sê, die werke van die vlees is openbaar. Hy skryf aan hierdie gemeente, hy skryf oor die vlees en die gees. En hy sê, dis die werke van die vlees, oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery. En nou daai goed klink nou alles redelik erg, maar nou hoor hoe begin dit al nader kom aan wat daar sou wees. Vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag,
partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek vroeër gesê het. Hy sê, ek het julle gewaarsku oor hierdie gruwelike sondes, en nou moet ek julle weer waarsku. Ek het met julle hieroor gepraat, daai sonde in julle lewens. So dit was die Galasiërs se probleem. Hulle het afgedwaal van die waarheid af, hulle begin wettisisme aanhang, en hulle laat sonde in hulle lewe toe. Nou dink ons, hulle doen eintlik presies wat die Fariseërs in daardie tyd gedoen het. Hulle beweeg terug na dit toe. So dis die agtergrond waarmee Paulus skryf, en toe hy hierdie beginsel gee, wat jy saai sal hy maai, het hy presies geweet wat die Galasiërs saai, hy het geweet watter werk hulle doen, hy het geweet wat hulle lewens was, en daarom kom wys hy vir hulle, wat hulle veronderstel is om te saai, hoe hulle lewens veronderstel is om te lyk, en wat die uiteinde dan daarvan gaan wees. So hoekom kyk ons vanaand na hierdie gedeelte, want daar is ook 'n baie positiewe sy aan hierdie beginsel, want as ons nou kyk na die negatiewe van die Galasiërs, maar daar is ook baie positiewe dinge, want as 'n mens positief saai, sal jy positief maai. En ons is geneig om nie hieroor te praat nie, en dit gebeur ons baie keer met verkeerde leringe. Mense kom en dan leer hulle goed, soos ons ken die faith movement, en ons ken die voorspoedsteologie, en hulle sê, as jy jou R2 ingooi, dan word die R2 'n R20, en wat doen ons? Nou bly ons stil. Ons beweeg weg van die beginsel af, want hulle het dit nou heeltemal te ver gevat, so dan praat ons liewer nie oor die beginsel nie, terwyl dit 'n Bybelse beginsel bly, binne in die regte konteks. Hulle het die konteks heeltemal verloor, dis hoekom hulle by valse leringe betrokke raak, maar binne in die konteks, kom leer die woord vir ons presies wat dit is. Ons hoef nie bang te wees vir die gedagte wat jy saai, gaan jy maai nie. Ons hoef nie daarvan af weg te skram nie, want dit is 'n beginsel binne in die woord. En ons moet net kyk volgens die woord. Wat beteken dit? Wat is die konteks? Wat word daarby bedoel? Wat is die waarheid wat agter hierdie beginsel is? En dis hoekom dit so belangrik is dat ons na die konteks gekyk het, dat ons sien met watter agtergrond skryf Paulus dit. Toe hy na hierdie gemeente kyk en hy sien hulle lewens, hoekom het hy dit vir hulle gesê, sodat ons die volle waarheid kan sien. Nou die rede hoekom ek sê, dis vir ons as kinders van die Here so goeie ding en so positief, is dink net watter positiewe effek kan dit op ons lewens hê. Net een gedagte, ons praat die laaste tyd baie oor gebed, met die boodskappe en die bidure, en nou dink ons aan hierdie gedagte, hoe meer gebed ek saai, hoe meer krag in gebed sal ek hê, hoe meer sal die Here verhoor, hoe meer sal ons maai, dit wat ons na die Here toe vat. So dis hoekom dit 'n wonderlike beginsel is, want dit wat ons geestelik uitstort, daar is vrug daarop. En nie net met gebed nie, maar in alles in ons geestelike lewens, met alles, ook as gemeente. Hoe meer ons as gemeente bid, hoe meer ons as gemeente saam staan, hoe meer ons by die waarheid hou, hoe beter en hoe meer sal ons ook maai. So ons kan dit deurtrek na alles toe. En daar's eintlik 'n paar goed. Aan die begin van die jaar het ons gepraat oor rentmeesterskap, en daarso het ons in die mate aangeraak, want die Here seën ons, en dan kyk hy, wat doen ons daarmee? Is ons rentmeesters van dit wat die Here aan ons toevertrou? En ek het daar vir u gesê, rentmeesterskap gaan nie net oor finansies nie, dis 'n klomp aspekte, en ons het hulle deurgewerk. Nou een van die goed wat ons nou, ek dink ons het nou Woensdag aand by die bid hier daaroor gepraat, is kinderopvoeding. Ek preek nou eintlik vir die verkeerde gehoor hierso, maar kinderopvoeding, hoe meer 'n mens in jou kinders bestee, hoe meer geestelik jy hulle opvoed, hoe beter gaan jy maai. Een persoon skryf, en dit was vir my treffend gewees, hy sê, church is not optional for children. You make them go to school to be successful. Make them go to churches so that they may live. So hy sê, kerk is nie opsioneel vir kinders nie. So net soos jy hulle skool toe stuur om slim te word, so moet jy hulle kerk toe bring, dat hulle kan lewe, dat hulle die ewige lewe kan kry, dat hulle kan leer. So selfs dit, wat jy in jou kinders saai, sal jy maai. En dit en baie ander gedagtes, soos ek sê, ons kan dit deurtrek na 'n klomp feite toe. Maar met hierdie gedagte van wat jy saai, sal jy maai,
kom leer Paulus verskillende dinge. Hy kom wys in hierdie kort gedeeltetjie, vers 7 tot 10, wys hy vir hulle waar saai hulle, hoe moet hulle dit doen en wat gaan hulle dan maak. So die eerste ding wat hy kom aanraak is die werke wat gesaai word. Ons lees dit daar in vers 7 en 8, hy sê moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat jy mens saai, sal hy ook maai, en dan kom raak hy die werke, en hy sê, hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. So hierdie vers begin met, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Nou weet ons wat die agtergrond is, ons weet hoekom Paulus dit vir hulle skryf, want hierdie mense het die wet gebruik om hulle self te regverdig, maar hulle werke was sonde. Klink dit vir julle bekend? Hulle lewe ver van die Here af, maar hulle het 'n vorm godsdiens. En hulle misbruik dit wat God ingestel het in die Ou Testament, sodat hulle kan leef soos hulle wil. En dis hoekom Paulus hier sê, God laat hom nie bespot nie. Nou ons weet, dis nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Juda het presies dieselfde gedoen. Ons het vanoggend daaroor gepraat in Jesaja 1, hulle die offers en die feestydde en al hierdie goed gedoen, maar hulle lewens was sondig, en die Here sê, dis 'n gruwel. Hy sê, hulle vertrap sy voorhoewe, ons het vanoggend deur dit gegaan. Nou, dis presies dieselfde gedagte, dit in Jesaja en dit in Galasiërs, wat hy sê, moenie dwaal nie, God laat nie met hom spot nie. Dan die gedagte, hy wat in die vlees saai, sal in die vlees maai, hy wat in die gees saai, sal in die gees maai. So hy kom by werke uit. Want dadelik, as hy die gees en die vlees aanraak, dan bring dit ons terug na Galasiërs 5 toe. En hy sê, die werke van die vlees is oorspel, hoerery, onreinheid, al daardie dinge wat hy genoem het. So hy sê, as 'n mens hierdie goed doen, as dit deel van jou lewe is, jou wandel, jou werke, die Here kan nie sonde ongestraf laat bly. Maar net soos Jesaja vanoggend, kom Paulus ook by die positiewe uit. Wat moet hulle saai? Deur die gees. Hy wat in die gees saai, sal die ewige lewe maai. Dadelik weer, hy het nou klaar vir hulle gesê in Galasiërs 5, wat die vlees is, maar hy het ook vir hulle gesê wat die gees is. Hy het in Galasiërs 5 vers 16 vir hulle gesê, ek sê vir julle, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, maar, vers 22, die vrug van die gees is, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hierdie goed is werke. Want dink aan liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, dis nie goed wat ek beoefen daar op my eie by die huis nie. Dis goed wat ek beoefen in my wandel, waar ek tussen mense beweeg, waar ek werke doen, of ek teenoor iemand met liefde optree, of ek teenoor iemand met lankmoedigheid optree, of ek getrou is, dis alles goed wat in 'n mens se werke deel. So hy sê, wanneer ons saai in ons werke, moet dit deur die gees wees, deur die vrug van die gees, en nie die werke van die vlees nie. Dan eindig hy met daai woorde, sal uit die gees die ewige lewe maak. So dit beteken 'n kind van die Here wat deur die gees lewe, ervaar die lewe wat Christus vir hulle gegee het. Dit wat hy vir hulle bedoel het. Hulle ervaar dit. Want Christus seën sy kinders met 'n volheidslewe. Ons eindig mos nie soos die, nou dink ek aan Arjan Baan, wat gesê die hyperkalviniste, hulle loop altyd so morbied rond, want hulle is sondaars, en dit bly erg, en hulle bly sondaars, en wat van die volheidslewe? Dit kom by die gees. Efesiërs 1 vers 3, hy seën ons met alle geestelike seëninge in die hemel, in Christus. So 'n mens kan werklik ervaar dit wat die Here skenk. Die vreugde en die vrede en die blydskap en al hierdie mooi dinge. Dis nie 'n ou beginsel nie. Dis 'n beginsel wat nog steeds geld. Wat ons saai, sal ons maak. As kinders van die Here in sonde lewe, hulle wil nie breek met sonde nie, dan gaan hulle die nagevolge dra. Ons het vanoggend gepraat oor, hulle gaan die tugtiging van die Here ervaar, want hy tugtig die wat hy lief het. Sonde maak 'n skeidsmuur tussen die kind van die Here en God self, as daar sonde is wat 'n probleem bly. Wat doen dit? As ons het vroeër oor gebed gepraat. As daar skeidsmuur is, vat dit my vrymoedigheid weg om te bid. Nou kan ek nie saai in gebed nie, want ons sonde. Die Here kan my nie seën nie.
En ek is in 'n baie slegte posisie, ek maai die verkeerde dinge, omdat ek verkeerd gesaai. Maar as ons deur die Gees lewe, as ons oorgegees aan die Heilige Gees en ek lewe in gehoorsaamheid, dan ervaar ek daardie seëninge, dan maai ek die positiewe en daarom moet ek seker maak, ek lewe deur die Gees. En ons het een manier om te weet, lewe ek deur die vlees of die Gees en dit is, my werke sal dit vir my wys. As ek na my lewe kyk, wat sien ek? Sien ek sonde of sien ek die vrug van die Gees? My werke. En ek trek dit vanaand weer deur na gebed toe. As ons lewe deur die Gees en ons werke is reg, dan het ons 'n skoon kanaal om te bid. Dan kan ons met vrymoedigheid die troon van genade nader. Dan is daar nie 'n skeidsmuur. So ons moet seker maak, wanneer dit by ons werke kom, dat ons saai deur die Gees en nie deur die vlees nie. Maar dan, hy sê nou, wat word gesaai, Paulus, dis werke, die vlees en die Gees, maar nou vir ons die vraag, hoe lank? Weet jy, boere weet mos, hoe lank moet gesaai word, en wanneer moet dit gebeur, en al hierdie dinge. Nou vra ons, maar hoe lank moet 'n mens saai? En dis die volgende gedagte wat Paulus duidelik kom uitlig, is hoe lank daar gesaai word. Vers 9. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap. So sien julle hoekom brei Paulus dit nou uit. En dit wat Charles F. Stanley gesê het, pas nou so mooi hierby in. Hy het gesê, jy maai wat jy saai, meer as wat jy saai en later as wat jy saai. Nou weet ons mos, 'n boer oes nie dieselfde dag. Hulle moet geduldig wees. Hulle moet vertrou. Dan kan hulle oes. Paulus sê, dis presies hoe dit werk in ons geestelike lewens, want ons saai, en as ons nie moeg word nie, en ons hou aan, dan sal ons uiteindelik maai hierdie goeie dinge wat ons gesaai. Maar die voorwaardes, moenie moeg word nie, hou aan. So hoekom skryf Paulus dit vir die gemeente van Galasiërs? Want as ons kyk na die geskiedenis en wat die woord ons leer, dan sien ons Paulus was 2 keer by die Galasiërs gewees, nie net 1 keer nie, hy was 2 keer daar, die eerste keer, toe gaan dit baie goed. Die eerste keer, toe is hulle op die regte plek, hulle het hom hartlik ontvang, hulle was gasvry teenoor hom gewees, hulle het sy woorde ingeneem, en dit was 'n baie goeie reis gewees, maar die tweede keer, toe Paulus by die Galasiërs aankom, toe is dinge heeltemal anders. In sy tweede besoek was daar 'n veranderde atmosfeer gewees. Nou sien ons in Galasiërs 4, hulle is skielik vyandig teenoor Paulus. Hierdie mense wat so gasvry was, is nou vyandig. En in Galasiërs 5 herinner hy hulle aan die waarskuwings oor sonde. Ek het julle gewaarsku, nou kom ek en kyk hoe lyk dit nou? Daar is sonde. En hy sien, maar hierdie mense het verander, waar hulle in die Gees gesaai het, saai hulle nou in die vlees. So ons sien die gedagte, hulle het nie aangehou om goed te doen. Hulle het agteruit gegaan, hulle het vererger, hulle het die wet begin aanhang, al die goed wat hulle gedoen het, hulle begin in die vlees maai, en dis hoekom Paulus hulle moes vermaan, dis hoekom hy na hierdie teregwysing toe moes kom, om te sê, julle moenie moeg word om goed te doen. Hou aan die goeie saak. En dis vir ons 'n wonderlike aansporing van Paulus, net om te sê, hou aan om die wil van die Here te leef. Hou aan om sy insettinge te volg, hou aan om deur die Gees te lewe en gelei te word, hou aan om deur die Gees te saai van die belofte. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap. En dis nogal 'n belangrike vaste beginsel in die woord van die Here. En ek lees vir ons 'n ander gedeelte, Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daar staan, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Die gedeelte van die kinderdiens wat ons so rukkie teruggaan. Hy sê, met volharding die wedloop loop. Hou aan, tot jy by die wenstreep is. Na die voorbeeld van die atleet. In plaas van die eindstreep en in plaas van 'n medalje wat 'n mens kry,
Dis die fokus op die Here Jesus en 'n mens maai wat jy gesaai. En daarom sê hy, hou aan. Die oë gefestig op Jesus. Hy moet die fokus van my lewe wees. Hy moet prioriteit in my lewe kry. En dis al hoe ek kan volhard. Is om naby aan die Here Jesus te wees, oë op hom gestel. Hy gee my die krag om aan te gaan. Dink aan Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy help mens. Iets wat ons nie op ons eie kan doen. So daarom, ons moet aanhou om goed te doen, en die enigste manier wat ons dit doen, is oë gefestig op die Here Jesus Christus, en as ons dit doen, die belofte, op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslaan. Maar dan raak Paulus 'n laaste gedagte aan. So hy het nou vir ons kom sê, wat is dit wat ons saai? Ons saai in werke. Hy het vir ons kom sê, hoe lank moet 'n mens dit doen? Maar nou raak hy nog een ding aan, en dis in vers 10, wat hy ons leer, dat daar is 'n saai teenoor medegelowiges. Hy sê in vers 10, laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So hy praat oor die saai en die maai beginsel, en dan eindig hy dit met, ons moet goed doen aan mense. En daar is 'n klomp gedeeltes wat oor hierdie saak praat. Ons dink aan Efesiërs, wat die beginsels van die Christelike lewe inhou, wat juis praat oor hierdie saak. Ons dink aan Filippense 2, wat praat oor eensgesindheid. Ons dink aan klomp gedeeltes dan hier in Galasiërs. Dit word so baie genoem in die Nuwe Testament. Want dit is belangrik. Kinders van die Here se optrede teenoor ander kinders van die Here, teenoor medegelowiges. Ek dink ek het vir u gesê, dis in 'n groot mate waaroor my navorsingsprojek gaan ons oor die koninklike wet, teen jou naaste lief hê soos jouself. Maar hoe hanteer 'n mens jou medegelowiges? En Paulus sien hierdie probleem. Hy sien in die Galasiërs, daar is vyhandigheid, daar's stryd, daar's al hierdie dinge. So mense dink die werke van die vlees wat hy kom noem, die tweedrag en stryd en hierdie goed. Hy sien dit in die gemeente en hy besef, maar dit kan nie wees nie. En hy sê vir hulle, maar as julle saai, hoe moet julle dit doen? Julle moet goed doen aan almal. Dis 'n Christelike beginsel, maar hy sê maar meeste aan die medegelowiges. Nou die woord gaan so ver om te sê, dit is 'n toets of iemand waarlik 'n disipel van die Here is. Johannes 13 vers 34 en 35, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. As julle liefde onder mekaar het. Woorde van die Here Jesus sê. Twis, tweedrag, vyandskap, skinder, allerhande sulke goed. As 'n mens dit saai, wat sal gemaai word? Maar daarom sê hy vir ons, daar moet liefde wees. Hoe hanteer jy jou medegelowiges? En daarom is dit belangrik vir ons as kinders van die Here, as gemeente, om seker te maak, ons lewe reg teenoor mekaar. Die Christelike geloof is nie, soos die liedjie wat ons baie keer sing, ek en my klein hoekie en jy en jou nie. Dit werk ongelukkig nie so nie. Die woord sê vir ons, ons is die liggaam van Christus, ons funksioneer saam, as een lei die hele liggaam, as een vereer word, dan word die hele liggaam vereer. Ons werk saam as kinders van die Here, ons is deel van 'n gemeente, ons kan dit nie op ons eie doen. En nou sê hy, hier is die beginsel, as kinders van die Here, as liggaam van Christus, ons moet seker maak ons saai reg. Doen goed aan mekaar, sê. En Filippense brei hierdie gedagte so mooi uit. Hy sê, Filippense 2 vers 2 tot 4, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Kan 'n mens net dink, as elke kind van die Here in ons land so moes optree, hoeveel anders sou ons land gelyk het? Hoeveel anders sou besighede gelyk het wat sê hulle is Christen? Hoeveel anders sou familie gelyk het wat sê hulle is kinders van die Here, as mense net hierdie beginsel uitleef? Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar, vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. So, sien julle hoe bring hy hom elke keer terug? Elke keer sê hy,
soos Christus. Soos Christus. Hy kom gee vir ons die voorbeeld. So iets wat die woord vir ons leer, iets wat Paulus weer aan die Galasiërs noem is, kinders van die Here se optrede teenoor mekaar is belangrik. Ons is deel van 'n gemeente. Daar moet 'n liefde vir mekaar wees, 'n Bybelse opdrag. Ek sal eendag as my navorsingstaak klaar is, hopelik hier teen môre aand 11:00 of nou raak dit miskien al 11:30, maar dan sal ek hom, dan kan u hom maar gerus lees ook. Maar liefde teenoor mekaar. En daarmee sluit ek af, net hierdie 3 gedagtes van vers 7 tot vers 10, waar Paulus die beginsel vir ons kom gee, Bybelse beginsel, wat jy saai, sal jy maai. En hy begin en hy leer vir ons, 'n mens saai deur werke, of die vlees of die gees. En hy sê vir ons, hoe lank moet jy dit doen? Moenie ophou nie, hou aan om goed te doen, en jy sal die goeie maai. En dan aan die einde, dan sê hy vir ons, so saai ons ook teenoor ons medegelowiges, ons moet dit reg doen. Dit is 'n aansporing wat Paulus vir ons gee, en ek dink gelukkig is ons nie op die punt wat die Galasiërs was nie, so vir ons is dit nie teregwysing nie, maar vir ons is dit eerder 'n aansporing. Kom ons doen wat die woord sê, kom ons saai op die regte manier, sodat ons ook kan maai dit wat die Here vir ons in gedagte het. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons begin weer vanaand deur net vir U dankie te sê, Here, vir die wysheid van U woord. Die woord, Here, wat genoegsaam is, die woord wat ons leer, elke tree wat ons gee, in elke faset van ons lewe, en die woord wat net altyd vir ons daar is. Here, maar bid ons ook, dat U vir ons sal help. Here, partykeer is dit maklik om die dinge te doen, en is maklik om die wette na te kom, en die gedagtes, en partykeer sukkel ons, Here. Partykeer is daar stryd, en dan is dit nie so maklik om reg te saai nie, maar ons bid, Here, dat ons getrou sal wees. Of dit is in die werke wat ons doen, of dit is teenoor mekaar, of dit is in die tydsduur wat ons saai, Here, bid ons dat ons dit reg sal doen, dat U vir ons sal ondersteun, dat U vir ons sal bystaan deur U Gees, en dat U vir ons sal help om U geestelike seëninge gedurig deur te maak. Baie, baie dankie, Here, dat ons dit kan bid. Ons vertrou dat U saam met elkeen van ons sal wees, ook in hierdie week wat voorlê, en dat ons in hierdie week ook, Here, net nader en nader aan U sal beweeg. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons sing ons slotlied saam, maar die wat op Christus, ons verlosser, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.